Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Dit bring ons nou na vanaand se teksgedeelte in hoofstuk 9 en ons gaan die bekering van Saulus sien op die pad van Damaskus. Sy ander naam is ook Paulus, dit is sy Latynse naam. Hierdie uiterste ryk teks, dit het groot implikasies vir ons vanaand en dit het ook reg deur die eeue heen groot invloed gehad op mense en in hulle geestelike lewenswandel. Maar dit bring ons na ons vraag toe. Hierdie teks vra vir ons 'n vraag wat vir ons elkeen moet vra. Hoe betrokke is God in my redding? Hoe betrokke is God in my redding en wat is die vrug daarvan? Julle, met ander woorde, hoeveel beheer het Christus in my en jou redding? Die van ons wat vanaand hier sit en ons weet, ons is gered, die Gees van God woon in ons, wie se inisiatief was dit gewees? Ons is gebring in die liggaam van Christus, wie het ons daarin gebring? Deur wat se krag? En wat se uitwerking het dit in my lewe, op 'n praktiese wyse? So dis die groot vraag waarop ons, die teks vir ons die antwoord gaan opgee. En hoe Saulus, ons gaan sien hoe Saulus se bekering daai vraag gaan antwoord, van hoe hy beweeg van vervolger van die kerk na 'n volgeling toe. So hier is die verhaal van 'n toegewyde opponent, 'n vyand van die Christelike kerk. Maar die vraag wat ons eers moet vra is, wie was Saulus? Wie is hierdie Saulus voor sy bekering? Dit gaan ons baie help om hierdie teks beter te verstaan. Wie was hierdie Saulus voor sy bekering? En dis ons eerste punt. Wie was hierdie Saulus? So vir die van ons wat onthou, ons het Saulus eerste teëgekom in Handelinge 7 met die preek van Stefanus oor die opgestane Here Jesus vanuit die dood. Vers 58 van daai teks sê vir ons dat die mense wat Stefanus vermoor het, hulle het hulle klere neergelê by Saulus. En Lukas skryf vir ons in hoofstuk 8 vers 1 tot 3, dit behoort vir ons op te kom. Hy skryf die volgende oor Saulus. Hy sê, Saulus het die moord op Stefanus goedgekeur. Op daardie dag het daar 'n ewige vervolging teen die kerk in Jerusalem ontstaan. Maar Saulus het die kerk probeer uitroei, deur huis na huis binne te dring, mans sowel as vroue na buite te sleep en hulle in die tronk te laat gooi. Dan kom ons in vanaand se teks. Hoor hoe absoluut is hierdie man uitverkoop aan die idee om hierdie kerk uit te blus. Hy sê, then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found any who were of the way, whether men or women, geen onderskeid, he might bring them bound to Jerusalem. Sien julle hoe fanaties is hierdie man teen die kerk? Hy het net een ding op sy brein gehad, en dit was om hierdie geloofsgemeenskap se muur uit te wis. Die teks sê, hy het nie die Christene gedreig nie, maar he was breathing threats. Dis asof die liggaamsasem wat hierdie man om die lewe gegee het, is om hierdie kerk te vervolg. Dis sy suurstof, dis sy identiteit, dit is wie hy is, om hierdie kerk te vervolg. He's breathing threats and murder. Hy is so gevange geneem deur sy haat vir Jesus en sy kerk, dat hy selfs 240 kilos optrek van Jerusalem af tot by Damaskus. En onthou, daai tyd het ons nie karre gehad nie. Dis hoe absoluut hierdie man eensgesind was in sy vervolging. Daai is ywer. Ek meen, 'n normale mens, ek dink nie ons sal so iets doen nie. Ons sal nie so iets doen nie. Maar die logiese vraag wat ons onsself moet afvra is, hoekom? Wat gaan aan in hierdie man se hart? Wat het hy teen die kerk? Wat is dit van hierdie Christelike beweging wat hy so teen is? En die antwoord is dat die evangelie, dit was vir hom 'n struikelblok. Die evangelie was vir hom 'n struikelblok.
Jesus, die beloofde Messias, was vir hom afstootlik, repulsive. Die Messias wat die Christene verkondig het, en vir al die prediking van Stefanus, dat Jesus die Jerusalem tempel vervang het, as die ware plek van aanbidding, was vir hom te veel. Dit was vir hom te veel. Dit kon nie in sy denkraamwerk pas nie. Hoor saam hoe beskryf Guy Prentice Waters dit. Dis 'n bekende teoloog. Sal vir ons op, hy sê, that this Jesus of Nazareth, who had been deemed a blasphemer by the Jewish leadership and executed for treason by the Romans, should be regarded as Israel's Messiah and worshipped as the Son of God was too much for Paul the Pharisee to bear. Only the risen Lord Jesus himself could bring Paul's ferocious persecution to a swift and final conclusion. Hierdie Saulus was 'n toegewyde fariseer, iemand wat die wet met ywer gevolg het, iemand wat al die tradisies van sy vaders gehou het, iemand wie se idee van 'n Christus was een wat die heerskappy van die Romeine sou breek. Nie hierdie Jesus, swak Jesus wat misluk het op 'n kruis nie. Dis nie die Christus vir hom nie. Om vir hom te probeer keer wat hy doen teen die kerk, dis soos om 'n leeu te trek aan sy oor voor hy spring op sy prooi. Jy gaan tweede kom. So duidelik soveel van sy lewe sou gedreig gewees het as Christendom waar is. Hy het alreeds so 'n sterk standpunt ingeneem teen Christendom dat dit sou vernederend wees vir hom as hy nou moet verander van 'n vervolger na 'n volgeling toe. Dis so goed en wel 'n fanatiese ateïs vandag wat ewig gekant is teen die Bybel, wat God ontken, nou ewe skielik die woord aanvaar en God erken. Iets radikaal moet gebeur. Iets radikaal. En julle, dis wat die teks wil hê ons moet sien. Sien ons die haat wat hierdie man gehad het. Saulus was in geen by om die waarheid van die Christelike geloof aan te neem nie. Sien ons, hy het sy brandende passie om hierdie beweging uit te wins. Sien ons sy genadeloosheid teenoor hierdie gelowiges. Dat hy hulle vang en in die tronk gooi en nie skaam is om hulle te wil dood hê nie. Dis die tipe persoon wie Saulus was voor sy bekering. Radikaal. As ek en jy 'n vriend of 'n vriendin in hierdie aanddiens moet verloor as gevolg van 'n Saulus vandag in ons midde, dit sal vir ons moeilik wees om so iemand te vergewe. Maar nog meer, hoe kan God so iemand vergewe wat uit en uit nie neutraal is nie, hy's 'n vyand. Hy's 'n vyand van die kerk. Hy's 'n vyand van God se koninkryk. Hy doen Satan se werk. Hy rebelleer dan teen Jesus se heerskappy. Hoe kan God so iemand vergewe? Hy vervolg nie net die kerk as 'n liggaam nie, hy vervolg Jesus self. Jesus sê daar in vers 5, Saul, Saul, why are you persecuting me? Hy vervolg nie mense nie. Indirek, hy vervolg Jesus Christus. Dis soos een Jesus en sy mense is. Om Christene te vervolg, is om Jesus te vervolg. So kom ons sien hierdie dinge raak. Maar is dit waar ons stop vanaand? Wat lees ons verder? En dit is dat Jesus die onverwagte ding kom doen. Jesus het ander planne. Wat was dit? En dit bring ons na ons tweede punt toe. En ons gaan fokus nou op verse 3 tot 19. En dit is, Jesus gryp in. Jesus gryp in hierdie man se lewe. So hoor net saam met my weer verse 3 tot 9. Volg saam in julle Bybels as julle dit het. Die teks sê vir ons, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord?
Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. But arise and go into the city, and you will be told what you must do. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one, but they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was there 3 days without sight, and neither ate nor drank. So dis wat gebeur het op hierdie Damascus pad. Verteer deur sy hartstog om hierdie beweging te stop. Alles lyk normaal soos hy op pad gaan, maar skielik, asof die lig aangeskakel word, helderder as die middagson. Daar is die glorieryke, majesteuse, opgestane Here Jesus Christus. Die fisiese verskynsel van hom in sy glorie. En hy kom ontmoet hierdie man, terwyl hy die kerk vervolg. Soos Jesus hierdie man ontmoet, word hy met blindheid getref. Fisiese blindheid. Die Here sê vir hom, hy moet Damascus toe gaan, waar hy verdere instruksies kry. Vir 3 dae vas hy, en eet hy niks nie. En vers 11 sê vir ons dat hy was besig om te bid. Wat dink julle daar gebeur? Hierdie man het berou. Hierdie man het bekeer. Hy het die glorieryke Een gesien. Die Here Jesus Christus. Die punt hier vanaand is aandiens is dat hierdie man het nie Jesus gaan soek nie. Jesus het hom gaan soek. Daardie een ontmoeting met die Seun in sy glorie het sy hele lewe verander. Hy besef dat hierdie evangelie, hierdie Jesus is die glorie van God. Hy is die verhewe koning oor die heelal, die koning van Israel, wat nou sit aan die regterhand van die Vader. Hy is die een, ironies genoeg, waarna die Ou Testament geprofeteer het, wat hierdie man so goed geken het. En dis die evangelie, julle. Die evangelie is nie net 'n konsep nie, dis nie net 'n idee nie. Die evangelie is hierdie persoon, die Here Jesus Christus. God in die vlees. Dis wat Saulus se siel aangegryp het. Dat hierdie die Here van glorie was. Daarna sien ons in verse 10 tot 19 hoe Jesus toe verskyn aan Ananias en gee aan hom die opdrag om sy hande te gaan oplê op Saulus en om Saulus te doop. Maar Ananias was natuurlik, hy's aanvanklik huiwerig. Hierdie man het dan na die kerk vervolg. Hoor wat sê hy in vers 13. Hy sê, Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy, die heiliges, aangedoen het. Maar die Here verseker hom dat hy vir Saulus uitverkies het, as 'n uitverkore werktuig, om sy naam te dra. Hy sê in vers 15, dit, he's a chosen vessel, a chosen instrument, to carry my name forth. Julle niks hierso was per toeval nie. Sien ons dit raak. Elke gebeure was, Jesus was in beheer. Niks hier was per toeval nie. Ons sien dit hier vanaf Jesus se verskyning aan Saulus op die Damaskuspad, tot en met Ananias. God was ten volle betrokke in sy bekering, in sy redding. Hy was in beheer van al die gebeure. So julle, dis nou wat die teks oor gaan. Wat wil vanaand se teks vir ons kom leer? En julle, dis die lering dat verlossing begin by en eindig met God. Julle, met ander woorde, verlossing is 'n eensydige inisiatief van God. Is a one-sided sovereign act of God. Jesus verskyn aan Saulus. Jesus neem die inisiatief. Hy vra nie vir Saulus op die Damaskuspad, Saulus, nooi my in jou hart in nie. Jesus is hier totaal en al autoritatief. Hy sê vir Saulus presies wat Saulus moet gaan doen. Die soewereine, kragtadige werk van 'n soewereine God, van hierdie Here Jesus Christus, dit het hom verander. Saulus het nie begin anders te dink, anders te menings gehad, 'n bietjie intellektuele redenasies met homself gehad nie.
Hy het nie daai krag gebruik nie. Nee, aandiens sien ons dat hy het gedink, hy doen die regte ding terwyl hy die kerk vervolg. Hy het nie vir Christus gekies nie. Hy was besig om die kerk te vervolg. Dit was Christus wat in sy lewe ingekom het. Terwyl hy 'n sondaar was, terwyl hy in die daad was om die kerk te vervolg, het Jesus ingebreek in sy lewe. Terwyl hy 'n vyand was. Besef ons aandiens, dis ons harte ook. Dis hoe ons harte was voor ons gered is. Elkeen van ons wat glo vanaand het met daai selfe hart gesit. Voor Jesus ons gered het, was ons 'n tipe Saulus. Vyande van God, bewustelik of onbewustelik. Hoor Kolossense 1 vers 21, dit gaan vir ons opkom. Hy sê, ook ons was voorheen van hom vervreem, ja, vyandig gesind teenoor hom op grond van ons slegte dade. En as gevolg het ons geen geestelike lewe nie. Hoor verder in Efesiërs 2 vers 1 en 2. Dit sê, as for you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of Satan. Iemand mag vir ons dan nou vra, maar Johan, waar kom ons sondige neigings vandaan? Hoekom is dit waar van ons hierdie? Hoor wat sê Martin Lloyd-Jones, 'n baie bekende predikant van die vorige eeu. Hy vra, why is it that man, die hele mensdom, mans en vroue, ever chooses to sin? The answer is that man has fallen away from God due to Adam's rebellion. And as a result, his whole nature has become perverted and sinful. Man's whole bias is away from God. By nature, he hates God and feels that God is opposed to him. His God is himself, his own abilities and powers, his own desires. He objects to the whole idea of God and the demands which God makes upon him. Furthermore, man likes and covets the things that God prohibits, and dislikes the things and the kind of life to which God calls him. These are no mere dogmatic statements, they are facts. They alone explain the moral muddle and the ugliness that characterize life to such an extent today. Julle sien ons die ewige dilemma waarin ons onsself bevind. Dis die aard van elke een van ons. Julle, as dit ons neiging is om te wil sondig, as dit ons aard is, julle, hoekom sal ons dan enigstens na Jesus toe wil gaan, as ons hom nie eers wil soek nie, in daai sondige neiging? Wat se hoop het ons, julle? Besef die gewig daarvan. Ons harte word getrek deur die liste van ons sonde. Ons wil dit doen, ons wil daarin wandel. How is it that any person has ever come out of that morass of human rebellion and being under the wrath of God? Dis wat Lloyd-Jones vra. Hoe kom ons daar uit? Hoe kom ons daar uit? Efesiërs 2 vers 4 tot 9. Hoor hierso julle, dit is so ryk. But God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Julle, dis ons onverdiende en enigste hoop vanaand, is die genade en die inisiatief van God. But God. Dis die evangelie. But God. Die krag vir elkeen wat glo tot redding. Die krag van Jesus se werk aan die kruis dan, julle, hang nie af van ons nie. God se hande is nie geboei totdat ons onsself gereed maak om na hom te kom nie.
But God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses and sins, made us alive together with Christ. Martin Lloyd-Jones sê, hoor wat hy sê net, the glory of the gospel is that it can take hold of a man of any kind of temperament and psychology conceivable. You see, the gospel does not depend on us, but upon the power of God. Dis wat bedoel is in Romeine 5 vers 6. Dit sê daarvoor, when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Besef ons die diepte van daardie genade vanaand, julle. Besef ons dit, dat terwyl ons nog sondaars was, het God sy liefde aan ons kom demonstreer, deurdat hy sy seun vir ons gestuur het, om te kom sterf aan 'n kruis. Julle, dis alles God se werk, ons kan in niks roem nie. Ons kan in niks roem nie. Verlossing is alles God se inisiatief. Dis hoekom vir die wêreld God se onverdiende genade, dis eintlik so 'n skande, is dit nie? God se genade is 'n skande. En hoekom sê ek so? Hoor my mooi. Want God red nie op grond van enigiets in ons nie. Kyk vir Saulus. Wat dink julle het Jesus Christus gesien in Saulus wat aantreklik was? Hoe kan Jesus hierdie ou red? Hoe kan Jesus hierdie ou red wat sy kerk verwoes? Maar vers 15 sê ons vir ons dat Jesus hierdie man uitgekies het as 'n instrument om sy naam te verkondig. Julle, dis die skande dat God se genade so diep gaan en dit word aan hom bewys. Ons verwag nie so iets nie. Dis die skande. Dis die onverdiende genade, julle. Maar dis die goeie nuus. Sien ons daai genade wat aan Saulus uitgereik is? Dis vanaand hier ook in ons midde te vind. Dis vanaand ook hierso. As jy 'n ongelowige vanaand is, en ons kan nie aanneem dat omdat ons in die kerk sit, dit maak ons outomatiese Christen nie. As jy 'n ongelowige is, wil ek vir jou sê dat met die volle gesag van vanaand se teks dat daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou. Jy sit hier en jy sien, ek is 'n geestelike Saulus. Weet net, daar is geen hart te hard vir Jesus om te breek nie. Daar is geen sonde te diep vir Jesus om te kom red nie. Jesus het dit bewys deur sy opstanding uit die dood uit. Hy het die krag van sonde gebreek. And the Father vindicated him. Deurdat hy opgestaan het uit die dood uit. Hy het die dood oorwin. En hier verskyn hierdie opgestane Here Jesus in sy glansryke majesteit aan hierdie Saulus. En hy roep 'n vyand van sy kerk terwyl hy besig was in die daad van vyandskap. En hy roep hom in sy koninkryk in. Sien ons daai genade? Sien ons dit? Dit strek diep. Julle hoor hoe beskryf iemand daardie genade wat aan hom bewys is. Hoor 1 Timoteus 1, dis Paulus wat skryf. 1 Timoteus 1 vanaf vers 12, dit sal vir ons opkom. Hy sê daar, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, because he has counted me faithful, putting me into ministry. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant, with faith and love which are in Christ Jesus. Hoor julle? This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief.
of whom I am chief. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on him for everlasting life. As jy vanaand hier sit en jy's 'n ongelowige, as God vir Saulus kan red, the chief of sinners, kan hy nie ook jou red nie? Kan hy nie ook jou red nie? Vanaand as jy sy stem hoor, pleit ek by jou, moenie jou hart verhard vir hierdie evangelie nie. If a man is saved, it is because God has saved him. But if a man is lost, that is to be attributed to his own rejection of the gospel and his rebellion against God's way of salvation. Dis wat Martin Lloyd-Jones sê. En jy kan nie stry daarmee nie. Maar Jesus beloof vir jou, as jy vanaand hier sit, hy wat na my toe kom, sal ek nooit verwerp nie. Kom na hom toe soos jy is. Jy hoef jouself nie geskik te maak nie. Hy verander jou. Kyk wat het hy met Saulus gedoen. Die troon van genade lê oop, julle vlug na Christus toe. Vlug na hom toe. Ek smeek, hy is al een wat ons kan red van God se regmatige straf wat oor jou hang. En elkeen van ons, as ons nie in Jesus glo nie, ervaar daai straf, God se toorn en woede. En daar is saligheid, daar's redding in niemand anders nie julle. Dis die evangelie, want dis die goeie nuus, want Jesus het kom red wat verlore was. Ons kan nie onsself red nie. En vir ons as gelowiges wil ek net vir ons opnuut wys die genade van ons Here Jesus Christus in my en jou redding. Hoekom, vra jouself die vraag, hoekom het Jesus jou gered? Hoekom het Jesus jou gered persoonlik? Onthou julle die hart wat jy gehad het voor jou bekering, die lewe wat jy gelei het? Ek kan my hart onthou, ons het hom nie gesoek nie, ons het nie Jesus gesoek nie. Ons was gebore in sonde, ons verstand was blind, ons harte was bankrot, ons wil was gebonde aan ongeregtigheid. Wat het Jesus ons gesien wat mooi was? Julle, daarom die wonder is dat ons gered is. Die wonder is dat ons enigstens gered is. Dat hierdie Jesus ons kon versoen het met die Vader. En hy het sy gees nou kom uitstort in ons en hy woon in ons harte. Maar God het gered en dis die goeie nuus as jy vanaand glo. God het jou gered en hy het jou gered op sy tyd. Hy het jou gered op sy tyd. Kyk vir Saulus weer eens, julle. God het die preek van Stefanus gebruik om sy hart stadig maar seker af te breek en voor te berei. Onthou jy, Stefanus het ook gebid daar aan die einde, voor hy dood is. Here, reken hierdie sonde nie toe aan hulle nie. Daai was kragtige gebed. En dit het definitief ook 'n uitwerking gehad op Saulus se pad van verlossing. Julle, God het dit gebruik om Saulus te red op sy tyd. Om Saulus te red op sy tyd. En na die Damaskus oomblik sien ons hoe God verder alle gebeure rondom Saulus se situasie ten gunste van hom gebruik het. Soos ons gesê het, soos aan Ananias gesê het, hy moet ook na Saulus toe gaan. Al daai gebeure. Die punt is, julle, God het elkeen van ons se voetstappe gerig en mense in ons lewens gebring om te red op sy tyd. Nes Saulus. As ek terugkyk na my eie lewe, ek sien die mense wat ek mee gesprek gehad het voor my bekering, die gebede van gelowiges wat vir my gebid het. Ek was nog nie 'n Christen nie. Maar God het in sy soewereiniteit al daai gebede gebruik, soos soos YouTube video's, preke, boeke. Daai goeters het alles 'n impak gehad op my. En hy het dit gebruik om te red op sy tyd. En in my lewe sien ek, soos wat my finaal gewen het, was my gunsteling teoloog, is hierdie R.C. Sproul. Hy het beskryf van hoe sondig is die mens. Hy het uit die Bybel dit gewys, en toe sien ek, maar dis my hart. En ek moet na Christus toe vlug. Ek moet na hom toe vlug. Ek kan nie myself red nie. Ek kan nie myself nie. Jy sien, dis wat God kom doen het. Ek het gedink dit was alles my soektog. Maar eintlik weet jy wat, nee,
Soos Paulus se storie, dit was alles Jesus wat my voetstappe gerig het. Jesus sê in Johannes 6 vers 37 dat all that the Father gives to me will come to me. Gelowige wat Jesus sit vanaand, my en jou storie verskil dalk, maar een ding is altyd dieselfde en dis die een wat ons red. Jesus het jou kom red. Jesus het my kom red. Dis dieselfde redder en God en Here. So dan ook Christen, saam met dit, moet ons ook geduld hê vir daardie vriend, vriendin, familielid, werkskollega, wat jy dink is te verlore. Hy's te verlore vir God se genade. Ja, maar hierdie vriend van my gaan nie kerk toe nie. Ja, maar hierdie vriend het in 'n Christenhuis groot geword en is nou totaal en al koud vir die evangelie. Ons eie Pretoria kultuur, hierdie skyngodsdiens, net genoeg van Jesus om ingeënt te wees teen hom. Aandiens, hoor my asseblief mooi. Jesus het jou, hy het vir my, hy het vir Saulus kom red op die mees onverwagte tyd. Kan hy dit nie ook doen in ons midde nie? As hy dit kom doen het, hy kan dit verseker kom doen. En daardie persoon wat jy dink, kan nie gered word nie. Hy het ons ook nie net kom haal uit die sonde nie, maar hy onderhou ons ook. God onderhou ons ook deur sy Gees. As ek en jy sondig, as ek en jy, ons harte is koud, ons weet dis die einde van die jaar, ons harte is koud. Ons is besig om binne te kyk na onsself. Waar is God? Maar hy hou ons. Julle, hoekom? Want Jesus gaan nie toelaat dat sy bloed verniet gegiet is vir jou nie. Jesus gaan nie dit toelaat nie. Jesus bou sy kerk en hy sal sy koninkryk nooit sonder getuie hier laat nie. Julle, daarvan kan ons regtig verseker wees. The gospel does not depend upon us, but upon the power of God. Dis alles God. So julle hou net aan bid, soos daai Stefanus. Ons het die mandaat, hou aan bid en berus jouself op die Here. Hy red op sy tyd. Hy red op sy tyd. Moenie moed verloor nie. So, hoe betrokke is God in ons redding vanaand? En vanaand se teks sê vir ons dat verlossing is 'n soewereine inisiatief van God. Dis 'n eensydige krag wat in ons werk. Maar nie net is God betrokke in daardie redding nie. Hy kom red ons nie net nie, maar ons redding bewys vrug in ons lewens. Ons redding bewys vrug. En dit bring ons na ons heel laaste punt. En dis die vrug van redding. So God kom red ons, Jesus kom red ons, maar hoe bewys ons daai lewe? Hoe bewys ons daai lewe van dat ons gered is? Daar's net 3 verse wat ek vir ons wil uitwys. Dit gaan vir ons opkom op die skerm. Dis verse 20, 22 en 28 en 29, skus, 4. So laat net gou vinnig vir ons lees. Hy sê daar in vers 20 dat Saulus het Jesus dadelik in die sinagoge gaan verkondig deur te sê dat hy die seun van God is. 22, Saulus het egter al hoe meer krag ontvang en die Jode wat in Damaskus woon verwar. He confused them. Deur te bewys dat Jesus is die Christus. En 28, saam met die disippels het hy in Jerusalem gekom en gegaan en met vrymoedigheid in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met die Grieksprekende Jode, die Hellenists, gepraat en geredeneer, maar hulle het hom probeer doodmaak. So daai 4, as jy dit net daar kan los vir ons Piet, wat ek vir ons net wil wys, is die vraag is, wat sien ons hierso? Wat sien ons hierso? En dis dat die soewereine hand van God in ons redding, dit lei na 'n veranderde lewe. 'n Veranderde lewe. Dit dra vrug. En die 2 dinge wat ons hier gaan sien is, die een vrug is byvoeging tot die kerk, die geloofsgemeenskap, en die tweede ene is diensbaarheid. So die eerste ene met byvoeging tot die kerk. So ons sien in die 28ste vers, Saulus het saam die disippels gekom en gegaan. In vers 19 sê dit Saulus was gedoop, so dit beteken hy was ingelyf tot die liggaam. So julle, die punt hier is dat die ingang
Redding is soos 'n ingang vanuit hierdie bose wêreld van sonde onder die heerskappy van die duiwel. En dit bring ons na die koninkryk toe in die kerk. So daar's nie hierdie grys area asof jy wedergebore word en nou los God jou nie. Jy word gebore tot iets, jy word gebore tot die kerk. Dis nie hierdie ding van I like it my way nie. As ons gekoop is deur Jesus se bloed, behoort ons nie aan onsself nie. Ons behoort aan die kerk, Jesus se bruid, die liggaam. So dis onmoontlik dan om vir ons te sê as ons regtig 'n Christen is, ek is 'n Christen, maar ek hou nie van die kerk nie. Ek volg vir Jesus, maar ek's nie regtig gepla oor dienste bywoon of kerk toe gaan nie. Ek groei beter op my eie. Ek voel die ander mense hou my terug. Aandiens, hoe sien ek en jy die kerk? Ek staan ook skuldig. Toe ek nie bekeer was, ek het vir amper 2 jaar gegaan sonder om regtig aan 'n kerk toegewy te wees. So ek staan net so skuldig. Irriteer die kerk vir ons baie keer. Voel jy dis 'n opsie? Voel dit soos 'n opsie? Julle as julle so dink, ek wil julle regtig vra, ons moet bekeer daarvan. Dis nie waarna toe die Here ons gered het toe nie. Hy's lief vir ons. En sy liefde word bewys deurdat hy ons red na hierdie gemeenskap toe. Ligpunt is nie net 'n mensgemaakte social club nie. Dis nie net 'n association nie, dit is God se bruid. Een aspek daarvan, saam met die res van al die kerke wat Jesus regtig aanbid. En dit bou ons op in die geloof. Die Heilige Gees werk kragtadig hier onder ons midde. Julle, so ons gaan weg op vakansie. Nou oor 'n maand die aanddiens gaan sluit. So ek wil ons net opnuut herinner. Julle, ons raak moeg en daar gaan 'n punt kom waar ons in ons gemak sit. En ons dink ons kan dit op ons eie doen. Ons kan dit doen. Julle, ek wil net vir ons waarsku en met liefde. Soos Paulus gered is tot die kerk. Kom ons onthou dit dat ons moenie afvallig raak in ons kerkbywoning nie. Dis God se manier van hoe om mekaar op te bou. Kom ons onthou dit. Ons is moeg en ja, vir volgende jaar. Kom ons onthou dit. En tweedens en laastens, die vrug van ons redding lei na diensbaarheid. Servanthood, diensbaarheid. En ons sien Saulus se diensbaarheid spesifiek soos hy die Here Jesus gaan verkondig. Dat hy die seun van God is. Dis wat God se soewereine hand van redding kom doen het in sy hart. Jesus het Saulus se gawes en sy talente gevat, waar hy dit voorheen gebruik het as teen die kerk, en hy gebruik dit nou vir die kerk. Saulus was nog steeds 'n intellektuele Jood, hy het nog steeds die opvoeding gehad van 'n Fariseer, hy het die Ou Testament geskrifte geken. Maar God se genade het daai talente gevat en dit onder Jesus se heerskappy kom bring. Dit onder sy heerskappy kom bring. En dis dieselfde vir ons vanaand. Wanneer God ons roep, wanneer God ons red, roep hy ons na diensbaarheid toe. En hy bekragtig ons deur die Gees om ons gawes en ons talente te gebruik op unieke wyse om die koninkryk te bedien, om die kerk te bedien, die liggaam. Ons almal gaan nie apostels wees nie. Daar was net 12 en Paulus was eene. Maar ons almal word gered om ons gawes, ons talente, daar waar jy is by die skool, by die universiteit, by jou werk, op kampus, by die kerk, julle, kan ek vir ons vra dat soos ons vanaand uitgaan en ons kyk na ons gawes en ons talente, mag ons vra vir die Here, Here spreek want die diensknegt luister, wat is dit waarna U my toe roep? Ons almal word gered om te dien op ons unieke wyse en daar's geen roeping wat minderwaardig is as die ander nie. So redding lei na vrug, diensbaarheid en inlywing in die kerk. Julle, so ek sluit af. So Saulus se redding op die Damaskuspad het ons bewys dat God se redding totaal en alle soewereine krag is van God. Dit lei na 'n vernuwe en 'n veranderde lewe in Christus Jesus. Christus, julle onthou en ons kan verseker wees, hy is die een wat die kerk bou. En Saulus se bekering was krities tot die uitwerking om daai kerk te bou.
tot 'n mate nee, Saulus, as gevolg van Saulus, sit ons hier vanaand. Hy's gered as die apostel tot 'n groot mate vir die heidene. En hy het gaan preek onder die Korintiërs, onder die Tessaloniërs, in Rome. En as gevolg van daai prediking, sit ons hier vanaand. Dis die krag van God, al 2000 jaar terug. So, dit was Jesus se doel om 'n onredbare sondaar te verlos. So mag ons die Here Jesus Christus prys vir sy glorie. Wat hy gedoen het in Saulus en die uitwerking wat dit het vanaand in ons gemeente. Here, mag ons saam met Timoteus, saam met Paulus bely, soos hy aan Timoteus geskryf het. Hy sê daar in 1 vers 17, "Now to the King eternal, immortal, invisible, to God alone who is wise, be honor and glory forever and ever. Amen." Kom ons bid saam, julle. Here Jesus Christus, ons sê vir U net weer eens dankie vir die gawe van redding. Here, ons weet ons is koud en ons harte is van nature vol sonde. Here, maar U is so goed en U kom red op U tyd. Here, ons bely dat ons baie keer ons lewens aangaan en ons waardeer nie altyd dit waarvan U ons gered het nie. Here, ons was dood gewees en U het ons gebring na die ewige lewe toe in U seun Jesus Christus. Here, mag ons so sout en lig wees ook vir die wêreld daar buite en verkondig dat daar lewe is en verlossing is in die naam van die Here Jesus Christus. Here, mag ons nie beperk word, Here, deur ons swakhede nie, Here, maar mag U Gees kragtadig deur ons werk. Here, ons vra dit in U naam en vir U glorie, Here Jesus, ons sê vir U dankie. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.